Stel jou 'n nasie voor eeue lank van die wêreld afgesluit. Dit was Japan onder die Sakoku-beleid in tyd van streng isolasie. Maar die Meiji-restaurasie in die laat 1800 het alles verander en deure vir modernisering oopgemaak. Isolasie en modernisering. Japan het eeue lank Sakoku, isolationistiese beleid, gevolg en eksterne invloed beperk. Dit het geëindig met die Meiji-restaurasie in die laat 1800s, wat die land se militêre mag, ekonomie en regering vinnig gemoderniseer het en die weg gebaan het vir imperiale ambisies in die vroeë 20ste eeu. Betrokkenheid by die Tweede Wêreldoorlog. Japan het aggressiewe uitbreiding oor Asië nagestreef en Korea, China en Suidoos-Asië beset. Die aanval op Pearl Harbor in 1941 het die Verenigde State by die oorlog betrek. Teen 1945, na jare van konflik en die atoombomme op Hiroshima en Nagasaki, het Japan oorgegee, wat 'n verwoestende nederlaag was wat sy toekoms hervorm het. Na oorlogse pasifisme, onder Amerikaanse besetting het Japan in 1947 'n nuwe grondwet aangeneem. Artikel 9 het oorlog verwerp en die instandhouding van gewapende magte vir offensiewe doeleindes verbied, wat Japan 'n pasifistiese staat gemaak het. In plaas van militêre oorheersing het Japan gefokus op die heropbou van sy ekonomie en teen die laat 20ste eeu 'n wêreldleier in tegnologie en nywerheid geword. Globale rol. Ten spyte van pasifisme het Japan sterk veiligheidsbande met die VS gehandhaaf en 'n sleutelrol in die Koue Oorlog geopolitiek gespeel as 'n demokratiese en kapitalistiese bondgenoot in Asië. Die transformasie daarvan het gedemonstreer hoe 'n verslaane imperiale mag homself kon herontdek as 'n ekonomiese kragbron gewortel in vrede. Ten slotte, Japan se 20ste eeuse geskiedenis weerspieël 'n merkwaardige oorgang van isolasie deur oorlogstydse aggressie na 'n vreedsame, welvarende nasie. Die pasifistiese houding, gevorm deur oorlogstydse verwoesting, beïnvloed steeds vandag die politiek en rol in die internasionale gemeenskap. Dankie dat u by ons aangesluit het.